Goeiedag Ratos, ek hoop het gaan nog goed met jou. Ek het sommer verneem, soos gewoonlik, dat julle maar bietjie sukkel met die eerste kwartaal se werk gaan ons maar grootliks oor inkomstebelasting en ek weet julle sukkel daarmee. So ek het sommer net weer die vraestelletjie gevat wat ek 'n paar van daai vrae met julle wil deurwerk. Punt 1 omdat ek weet julle sukkel daarmee en punt 1 omdat dit sommer goeie voorbereiding dan ook is vir die eksamen. As ons die moeilikste vragies hier en daar kan deurwerk, 'n paar maal kan deurwerk vir die September eksamen en vir die eindeksamen, selfs Junie eksamen, dan gaan julle baie rustiger wees ook en meer voorbereid voel. Meeste mense van hierdie, en dis maar geletterdheid, oefen. Okay, so die vraestel sê die volgende. Hulle praat, voordat ek het gelees, ek net gou vinnig verduidelik. Jy kry verskillende tipes inkomstes, of ons sal vir verskillende tipes inkomstes praat en lees, so ek wil net seker maak ons almal verstaan. Okay, die dag wanneer jy teken vir jou salaris, né, of vir jou werk nou, hierdie ooreenkoms wat jy nou aangaan. Daai salaris waarvoor jy teken, dit is jou basiese salaris. Kom ons sê hulle sê 20.000 gee vir jou basiese salaris elke maand. Dan kan daar nog ander goed bykom. Jy kan byvoorbeeld as jy oortyd gewerk het, ekstra geld en buiten daai 20.000 nog bykry. Jy kan miskien huissubsidie kry. Jy kan miskien kommissie kry. En so is daar baie ander forme van inkomste wat jy ook kan kry buiten jou basiese salaris. Okay? So die basiese salaris is 'n vaste salaris. Hy verander dan nie van maand tot maand nie, maar die res kan ons nou wissel. So dis veranderlike inkomste. Dis byvoorbeeld soos kommissie of oortyd of so. En dan as jy al daai inkomste bymekaar sit, dan word dit jou bruto salaris. Alright? En dan is daar sekere goed wat nou eers afgetrek word voordat daai salaris nog eers in jou rekening wys. Dis die slegte deel. Daai bruto salaris lyk beautiful. Maar dan word daar klomp goed afgetrek. Dit wat jy uiteindelik in jou bankrekening sien wat uiteindelik inbetaal, is heel wat minder. So kom ons kyk gou wat is die goed wat aftrekkings wat moontlik kan aftrek. Nou, dit hang nou maar van persoon tot persoon af en dit kan wees dat ek nou nie eers alles nou hier vir jou noem nie, maar ek gaan gou 'n paar voorbeelde noem. Een sal wees byvoorbeeld WVF, werkloosheidsversekeringsfonds. En jy weet jy betaal 1% van jou salaris en jou werkgewer betaal 1% van jou salaris betaal julle in vir WVF, so saam is dit 2%, né? Pensioenfonds kan aftrek, pensioenbydrae kan aftrek, mediese fondsbydrae kan aftrek, jou belasbare inkomstebelasting kan afgetrek word voor die tyd. As jy miskien aan 'n unie behoort, kan dit voor die tyd afgetrek word. En nadat jy dit alles afgetrek het van jou bruto salaris, dit wat dan oorbly, netto, nadat jy al die aftrekkings afgetrek het, dan kry jy netto salaris. Okay, so die netto inkomste is nadat jy alles afgetrek het, jou aftrekkings afgetrek het. Nou, een van die aftrekkings wat ek nou genoem het, is jou inkomstebelasting. Okay? Jy kry verskillende vorms weer van belasting wat die regering invorder elke maand, elke jaar gereelde basis. En die belastings is maar die goed wat die regering gebruik as sy vorm van inkomste om dan weer al sy uitgawes te dek wat hy het, soos om vir ons land te beveilig met die weermag en die polisie en so aan, het hy sy salarisse betaal, hy moet implemente koop en paaie wat hy moet regmaak. Infrastruktuur, soos geboue, skole, onderwysers, hospitale, mediese personeel, dokters, al daai tipe van goed en mense moet deur die regering betaal word. So iewers moet daai geld vandaan kom en dit is een van die forme is maar deur verskillende vorms van belasting. As jy byvoorbeeld gaan 'n chocolate koop by die winkel, dan betaal jy belasting. Jy betaal BTW. En jy gaan nog suikerbelasting ook betaal vir die suiker wat daarin is. As dit byvoorbeeld, sê maar jy het van Timo goed oor see bestel, dan betaal jy, sodra dit in die land is, betaal jy invoerbelasting, import tax. As jy alkoholiese verversings koop, dan betaal jy Sintax, sonnebelasting. As jy, so kan ons aangaan. So daar verskillende vorms van belasting wat 'n mens betaal, né? Maar inkomstebelasting is die regering se grootste bron van inkomste, maar dit word nie deur elke Suid-Afrikaner betaal nie. Dit word slegs deur 'n sekere persentasie van Suid-Afrikaners betaal, want daar is 'n belastingdrempel waarvan jy ook geleer het. Nou as jy onder daardie belastingdrempel verdien, dan salaris verdien, is laer as dit wat hulle vasgestel het en dit verander ook van jaar tot jaar, maar as jou inkomste laer as daai belastingdrempel is, dan hoef jy nie belasting te betaal aan die regering nie. So dis net die mense wat meer as dit in 'n jaar verdien wat belasting betaal. So basies is dit nou waarna ons gaan kyk, maar so jou inkomstebelasting, om dit te bereken, dis mos nou een van die aftrekkings wat ek nou genoem het. Nou om daai belasting te bereken, moet ek weet hoeveel inkomste jy verdien. Want soos ek gesê het, as jy minder as 'n sekere inkomstebedrag verdien, dan hoef jy nie belasting te betaal nie. En dan val jy ook in verskillende kategorieë. Hoe meer jy verdien, gaan jy so bietjie swaarder gekap word met belasting as iemand wat bietjie minder verdien, en so gaan dit aan. Nou, voordat hulle daai belasting kan gaan uitwerk en kyk hoeveel jy moet verdien, hulle vat nie jou bruto skoon net soos wat hy is nie.
Hulle wil jou aanmoedig, as ek dit nou eenvoudige taal kan verduidelik, om aan sekere fondse te betaal, want dan op die ou einde help jy vir hulle en vir jouself. So dit is 'n wen-wen vir julle albei, want anders raak jy later 'n las vir die regering en die samelewing ensovoorts. So, WVF is belangrik. So as jy 'n WVF betaal, sê hulle, well done, mooi so. Jy haal 'n bietjie las van jouself en van ons af sou daar iets met jou gebeur. So omdat jy 'n WVF betaal, kan jy dit aftrek eers van jou bruto salaris af. Dit wat dan oorbly, nadat ons al ek gaan nou vir die klomp goed noem wat jy kan aftrek, maar dit wat dan oorbly, daarop gaan ons jou belasting bereken, nê, of bepaal. So WVF kan jy aftrek. Dan pensioen, ons gaan nou kyk, hierso sê hulle daarom vir jou dit tot 'n maksimum van 7,5%. Onthou jy kan enige hoeveelheid soos wat jy kan 50% van jou salaris in 'n pensioenfonds betaal. Dis fyn. Dis jou keuse. Maar hulle gaan ongelukkig nou nie daai groot bedrag vir jou vrystel nie. Hulle gaan tot 'n maksimum van 7,5% sal hulle vir jou vrystel van dat jy dit eers aftrek van jou inkomste af voordat jy jou inkomstebelasting uitwerk. En dan as jy sien nou maar aan 'n nie winsgewende liefdadigheidsorganisasie wat geregistreer is vir belastingdoeleindes, as jy in so 'n liefdadigheidsorganisasie soos die DBV, as jy aan hulle geld skenk, dan kan jy daar 'n sekere deel afkry. Ja, dis nou so vinnig wat ek kan dink. Kan dan nie vinnig nog iets dink jy maar in jou handboek staan daar so 'n lysie van goedjies wat jy kan aftrek. Okay. So hou net dit in gedagte. So as jy daai goedjies alles afgetrek het van jou bruto, daai wat ek nou genoem het, dan kry jy jou dit wat oorbly is, ons nog steeds deel van jou inkomste, maar is nou kleiner inkomstetjie. Want die regering sê, wel dan dat jy aan 'n WVF fonds behoort, wel dan dat jy aan 'n pensioenfonds behoort. Trek daai goedjies eers af. Dit wat nou oorbly, daarop gaan jy belasting betaal en dit noem ons dan my belasbare inkomste. Alright. So ons gaan praat van basiese salaris, ons gaan praat van veranderlike inkomste, ons gaan praat van bruto salaris, ons gaan praat van netto salaris, ons gaan praat van belasbare inkomste. So dis belangrik dat jy begrip het van watter een val waar, watter ene wat sê ek as ek hierdie woorde gebruik. Okay. So as jy nou dalk nou nie dit goed ken nie, sou ek voorstel pos die video hier, gaan luister dit weer, maak vir jouself 'n opsomming oor die verskillende inkomstes, want dis punt 1, jy moet nie die mekaar raak met dit nie. Goed. So hulle sê vir jou hierso, Johan werk in 'n motorfabriek waar hy 'n bruto salaris, so dit is nie net na die aftrekkings af, dis sy skoon salaris, daai mooi salaris wat pragtig lyk, wat dit is oortyd, dis kommissie, dis basies, dis alles is nou daai, dis hy subsidie bruto salaris, dis sy hele toetie daai. Okay. Nou dit is 16,800 per maand. Baie belangrik dat jy vir jouself highlight dat dit slegs per maand is, sou hulle iewers anders vir jou iets per jaar vra of vra dat jy die belasting moet gaan uitwerk. Nou sê hulle sy maandelikse aftrekkings van sy salaris is soos volg. Pensioen is 10,8% van sy salaris, let wel. Dis wat hy kies om te betaal aan 'n pensioenfonds. Sy mediese fonds, wie behoort aan die mediese fonds? Hy is natuurlik die hooflid, dan is dit sy vrou en een kind word deur sy mediese fonds gedek. WVF, jy weet mos hy betaal 1%, sy werkgewer betaal 1% van sy salaris aan die WVF, so saam is dit 2%, maar sy deel is 1%. En dan sê hulle hou in gedagte dat die maksimum bedrag wat vir pensioen afgetrek kan word vir belastingdoeleindes 7,5% van sy bruto inkomste is. Okay. Nou. Hulle sê daar vir die eerste een, hoeveel pensioen betaal Johan elke maand? So hy kies om 10,8% van sy bruto salaris elke maand te betaal. Nou ek weet gou vinnig hierso net wys. 10,8% is dieselfde as 10,8 op 100. En as ek sê ek deel deur 2 nulle, dan skuif my komma 2 plekke na links. So dan raak dit 0,108. So hierdie beteken alles dieselfde. Dan as ek nou gaan kyk wat is 10,8% van, is mos dieselfde as maal in wiskunde of beteken maal, sy bruto salaris 16,800 0,108 maal 16,800, dan kry ek wil net geveel attent maak, jou sakrekenaar wys om so. Onthou jy, baie van julle verloor onnodige puntjie hier, puntjie daar. Oor afronding is die een ding. En dan die ander ding is, as jou sakrekenaar hom so gooi, dan moet jy weet, jy moet 'n 0 agteraan sit. Dis nie 0,4 nie, dis 40. So is R1,814,40. So, onthou as jy met geld werk, dat jy die 0 daar agteraan sit, ons werk met 2 desimaal, né? Goed, so dit is dan sy pensioen wat Johan betaal. Pensioen. Okay, so dis Johan se pensioen bydra. Ek moes eintlik dit so geskryf het, maar toe wel. Okay. Dan vra hulle vir jou by 1.1.2. Bereken hoeveel van sy maandelikse pensioen kan Johan aftrek as nie belasbare aftrekkings. So hy kan nie die volle 10,8% aftrek nie. Hulle sê hy kan slegs 7,5%. Dis dieselfde as 7,5 op 100. En dis dieselfde, ek deel deur 2 nulle, so my komma skuif 2 plekke na links. So hy mag slegs 7,5% van
sy maandelikse salaris, sy bruto salaris, mag hy aftrek as in die belasbare aftrekking. Okay, so daai ene kan ek sê 0,075 maal 16.800. So hy kan slegs 1000, hoewel hy 1814,40 elke maand vir pensioendoeleindes bydra aan 'n pensioenfonds, mag hy nie daai hele bedrag aftrek nie, want dit is 10,8% van sy salaris. Maar hy mag tot 'n maksimum van 7,5%. Sê net maar hy het net 3,% van sy salaris bygedra aan 'n pensioenfonds. Dan kan sy hele salaris, hy hele bydrae afgetrek het, nê. Nee. Maar as dit meer is as 7,5, soos in hierdie geval se 10,8, mag hy slegs 7,5% aftrek. Nou gaan kyk ons wat is 7,5% van sy bruto salaris? Dis 1260 wat hy mag aftrek dan van sy salaris af. Goed. Nou vra hulle vir jou by 1.1.3, verduidelik hoe Johan se werkgewer die totale bydrae ten opsigte van Johan se WVF tot die werkloosheidsversekeringsfonds bepaal. Okay, so Johan en sy werkgewer gaan beide, albei van hulle, in Suid-Afrikaanse inkomste. Johan en sy werkgewer moet elk 1% van Johan se salaris betaal. So dis saam betaal hulle 2% van Johan se salaris aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. So wat baie keer antwoord julle vir my hierdie vraag gesê hulle Johan en sy werkgewer betaal 1% aan die WVF. 1% van wat? 1% van sy uitgawes, 1% van sy pensioen, 1%. Verstaan julle wat ek probeer sê? So julle antwoord baie half. Of julle sal sê Johan betaal 1% van sy salaris aan die WVF en sy werkgewer betaal 1% van sy salaris aan die WVF, so vir WVF. So julle moet mooi gaan kyk want die werkgewer gaan nie 1% van die werkgewer se salaris betaal nie. Alles van dit word uitgewerk op Johan se salaris. Albei 1%, so hulle betaal dieselfde bedrag, maar 1% kom uit Johan se sak uit en 1% kom uit die werkgewer se sak uit. Nou saam betaal hulle 2% aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, dis waarvoor SAID staan. Julle weet WVF staan vir Werkloosheidsversekeringsfonds, né? Goed, 1.1.4 bepaal die bedrag wat Johan elke maand aan WVF betaal. Okay, so as sy bruto salaris ons maak so WVF is gelyk aan as sy bruto salaris 16.800 is, dan is 1%, dis mos dieselfde as 1 op 100, dis ek deel deur 100, dan is dit 0,01 van sy bruto salaris 16.800 en dit gee vir my R168 wat hy betaal en R168 wat sy werkgewer betaal. Goed, dan vra hulle by 1.1.5, gebaseer op Johan se lidmaatskap aan 'n mediese fonds, hoeveel gaan van sy belasting as mediese krediet afgetrek word? Gee jou antwoord per maand. Hoor julle wat sê die vraag? Die vraag, en ek het hoeveel keer in die klas ook herhaal, asseblief onthou dit. Hoeveel gaan van sy belasting vir mediese krediet afgetrek word? Nou, mediese krediet word nadat jou belasting, jy moet eers jou belasting uitwerk. Eers as jy die antwoord het, dis my belasting vir die jaar, dan kan jy mediese krediet gaan aftrek. Baie van julle trek in die eksamen trek dit heel eerste af en dan wil julle die belasting gaan uitwerk en dan is julle hele goed opgemors, dan is alles verkeerd. Medies het ek 100 keer gesê word eers afgetrek nadat jy jou belasting bereken het. Okay, maar in elk geval, hoeveel kan hulle vir mediese fonds, mediese doeleindes aftrek? Okay, soos het gesê, dis Johan, so hy is die hooflid, sy vrou en een kind, so daar's 2 afhanklikes. Sy vrou is die eerste afhanklike en sy een kind is die tweede afhanklike. Nou hierso staan belastingbetaler en afhanklikes. So as dit net die belastingbetaler was, dan is dit wat hy kon aftrek. Maar as dit die belastingbetaler en een afhanklike is dit wat hy kan aftrek. Belastingbetaler en 2 afhanklikes, dis mos wat hy is. Belastingbetaler is hy plus sy vrou en sy kind, 2 afhanklikes. Dan kan hy per maand hierso R928 aftrek of dan nou as jy dit jaarliks wil uitwerk per jaar R11.136. So hulle het nou gevra daarso, hoeveel kan hy per 1.5 gee jou antwoord per maand. Okay, so dis die belasting plus 2 afhanklikes. So dit gaan wees
R928 per maand. Goed, dan vraag 1.1.6. Wat is die totaal van die nie belasbare aftrekkings elke maand? So dit wat hy kan aftrek elke maand in totaal. So sy nie belasbare aftrekkings gaan wees WVF en pensioen. Ons weet mos dat dit is 'n maksimum van 7,5%. Okay? So sy WVF het ons klaar uitgewerk daarso, maar bo is R168 per maand, plus sy pensioen bydra, kyk hy dra soveel by aan die pensioenfonds, maar ons kan nie dit aftrek nie, hy kan slegs 7,5%, so hy kan slegs 1260 aftrek. So dit skryf ons dan nie so. Plus 1260. En dit gee vir my totaal van R1428 wat hy kan aftrek. Alright, nou 1.1.7. Bereken Johan se maandelikse belasbare inkomste. So is nou nog eens 'n belasting wat ons uitwerk. Ons gaan kyk watter deel van sy inkomste kan die regering hom op belasting kap. So, sy maandelikse belasbare inkomste dis sy bruto salaris minus dan nou die twee goed wat hy kom ons BVF en pensioen tot 'n maksimum van 7,5%. Daai wat ons hier uitgewerk het. Dis daai. So hy kan daai mag hy dan gaan aftrek. Hierso. Daai wat ons hier uitgewerk het. Dit kan hy daar aftrek. Okay. So dit wat hy waarop hy dan nou belasting gekap gaan word is maar slegs R15.372 per maand. Okay. Dan kon hulle nou nog, hulle het nou nie, of het hulle hierso, dit gaan nou net oor die verhoging. Okay, ek gaan nie nou daai nou verder doen nie. Ons kan seker maar anyway, wat ek net wil sê is, hulle kon nou verder, hier is nou net nou toe het uiteindelik uitgewerk, wat is sy belasbare inkomste. Nou kan ons gaan kyk hoeveel belasting moet hy betaal. Nou, ek gaan nie nou daai som doen nie, wat ons gaan by die volgende doen, maar kom ons, as sê nou maar ek sou nou hierdie gebruik, onthou hierdie is sy maandelikse belasbare inkomste, dan moes ek dit eers nog gemaal het met 12, as ek die belastingkategorie tabel wil gebruik, 372 maal met 12, so per jaar verdien hy dan 184.400 iets. So kom ons kyk, waar lê 184.000? Okay, so dit sal na eerste kategorie val. So ons moet eers gaan kyk, persone onder 5, is die belastingdrempel, persone onder 65, hulle sê jy, as jy minder as 91.250 verdien, nou hoef jy nie belasting te betaal nie. Nou, as ek so julle vrae stel, altyd merk 'n klomp van julle trek hierdie op iewers en as julle belasting uitwerk, dan trek julle ook hierdie af. Hierdie word nêrens eintlik in 'n berekening ingebring nie. Dit sê net vir jou, as jy minder as 65 jaar oud is, onder 65, en jy verdien minder as 91.250, dan hoef jy nie belasting te betaal nie. As jy onder 65 jaar en ouer is, en jy verdien minder as 141.250, weet jy wat, dan hoef jy nie belasting te betaal nie. Dis wat hierdie beteken. Jy gaan nie berekeninge met hierdie doen nie. Jy gaan wel met die kortingsberekeninge doen. Ons gaan nou na voorbeelde kyk. So hierdie persoon, ons nou gesê, hy verdien 184, sy belasbare inkomste is 184.000 per jaar. So dit val daarom in die belastingdrempel, maar dis net in die eerste ry. So hy gaan slegs 18% vir elke rand betaal, belasting. En dan, ek gaan hom gou so maal met 0.18, so dit gaan sy jaarlikse belasting wees, en dan kan ons daai mediese krediete aftrek. Nou as ons gaan kyk op die vorige, nou het ons klaar sy belasting sorry foutjie. Ons het nou sy belasting uitgewerk daar. Eerste ding wat ons kan doen, ons trek, as hy onder 65 is, kan ons die primêre korting aftrek, so is minus R16.425. So nou is dit net R16.778 vir 52 sent wat vir die jaar oorbly. Nou kan jy eers die mediese krediet aftrek. Nou het jy klaar jou belasting het. Ek wil net gou, sorry, ek val myself net rede. Ek wil net noem, want van julle verstaan dit ook nie. So ek het gesê die ou is jonger as 65. So almal, die bank kan die primêre korting aftrek. Maar as jy ouer as 65 maar nog onder 75 is, volgens die ding. As jy ouer as 65 is, dan kan jy die primêre korting
ook aftrek. So ek het klaar 16.425 afgetrek, almal deur die bank kry dit. As jy ouer as 65 is, kan jy dit aftrek en die 9.000. En natuurlik as jy ouer as 75 is, kan jy die eerste, tweede en derde korting aftrek. So ek weet daar was gereeld verwarring daaroor, ek onthou dit net, né? So ek het gesê die ouetjies onder 65, so ons net die eerste een afgetrek. Nou gaan trek ons die mediese krediet af. Ons gesê die belastingbetaler plus 2 afhanklik is. Dit was nou nie deel van die vraestel nie. Ek doen dit dan net vir interessantheid. Belastingbetaler plus 2 afhanklik is, dis per maand. Hierdie wat ons uitgewerk het was per jaar, so ons spring sommer na hom toe. So ons gaan sê minus 11.136. Minus 11.136. So op die ouene gaan hierdie persoon slegs 5.642 sent per maand in belasting betaal, per jaar jammer, in belasting betaal, gedeel deur 12, dan weet jy wat is dit, so hy gaan maar R470.21 per maand aan belasting betaal. Okay. So, maar dis 'n paar goedjies, ek dink die rede hoekom julle sukkel met hierdie is omdat julle nie al die klein goedjies onthou nie. Dis maar leerwerk en oefenwerk, want die somme self is nie so moeilik nie. Maar dis klomp klein goedjies wat jy moet in gedagte hou, wat jy nie moet vergeet nie. Goed. Kom ons doen maar gou hierdie 1.2. Ek gaan baie vinnig want dit is nou nie vir my so crucial gewees. Ja, eerste deel was die belangrikste amper. Nou sê hulle net die volgende jaar ontvang hy 'n verhoging van 7,2%, bepaal sy nuwe bruto salaris. So hy gaan 100% sy ou salaris kry basies, 1.2.1. Hy gaan 100% sy ou salaris kry. Plus dit raak nou meer met 7,2%. So hy gaan 7,2% ekstra bykry. So hoeveel persent van sy ou salaris gaan hy kry? 107,2%. En 107,2% is dieselfde as 107,2 op 100. As ek deel deur 2 nulle, skuif my 0,2 plekke na links, dan kry ek 1,072. So 107,2% van sy ou bruto salaris is dan 18.009.60. Alright. En nou, vra hulle vir die volgende vraag. Toon deur berekening hoe hierdie nuwe salaris Johan se deel van sy pensioenfonds bydra as nie belasbare aftrekking gaan beïnvloed. Onthou, omdat dit as 'n persentasie uitgewerk word, as sodra sy salaris verhoog, gaan dit ook mos nou verhoog. So kom ons sê gou-gou sy pensioen bydra. As sy bydra 10,8% bly, dan gaan sy pensioen bydra wees 7,5%. Is dieselfde as 7,5 op 100, is dieselfde as 0,075. So 7,5% van daai nuwe inkomste, 18.009.60, gaan dan vir my gee 1.350 rand 72 sent. Okay. En dan vra hulle maar net watter bedrag kan Johan na die verhoging in totaal aftrek as nie belasbare aftrekkings? So nou moet sy WVF afkom en sy pensioen gaan af. Pensioen het ons klaar uitgewerk, soos net gaan die WVF uitwerk. 1.2.3. So WVF gaan wees 1% van sy nuwe salaris. En dit is okay, R180.10. So die totale nie belasbare aftrekkings. Dit gaan wees WVF wat ek kan aftrek en pensioen tot 'n maksimum van 7,5%, né? So sy WVF het ons gesê is R180.10 plus sy pensioen het ons gesê is R1.350.72. Saam is dit R1.530.82. Okay. Goed. Dit is dan vraag 1. Kom ons kyk gou na vraag 2. Dit gaan nou meer wees as fisiese belasting gaan uitwerk. So hulle gee vir die belastingkategorie tabel daar vir 2022, 2023. En hulle sê vir jou Gerard is 68 jaar oud, so hy is ouer as 65, maar jonger as 75. Dit sê hulle vir jou hierso. Hy is 68-jarige man en hy het 'n maandelikse belasbare inkomste, maandeliks, en dit is belasbaar. So hulle klaar, daai toetie wat ons nou daarbo gedoen het hulle klaar gedoen. Hierdie is nou nadat sy pensioen en WVF als afgetrek het, dis sy belasbare inkomste. Is dit elke maand 32.400 wat hy verdien. Okay. So nou vra hulle bereken Gerard sy jaarlikse belasbare inkomste.
Right? So dis nie 'n moeilike ene nie. Van die maandelikse een en ek maal hom net met 12. Dis 'n jaarlikse belasbare inkomste. Is sy maandelikse belasbare inkomste 32.400 maal met 12 maande. En dit gee vir my 388.800 rand. OK. Dan 2.2. Gebruik die belastingkategorie tabel om die jaarlikse belastingbedrag wat Gerard aan die SARS, Suid-Afrikaanse Reserve SARS, eintlik die SID, sorry, SARS is South African Revenue Service, daar is eintlik Engels, maar in elk geval verskuldig is. So kom ons kyk gou-gou. So as hy verdien 388.800, 388, dit gaan hierdie kolom wees. OK. So ons kyk na kategorie 3, 388.000. OK. Hy gaan definitief 73.726 betaal plus 31% van die bedrag wat hy meer verdien as 353.100. OK, per jaar. Let wel, dit moet altyd wees per jaar, né? Goed. So, nou gaan ek sê sy belasting voor enige kortings. Voor ons enige kortings afgetrek het. Punt 1, dis kategorie 3, waarna ons gaan kyk. Goed. Nou, hy gaan definitief betaal, soos ek nou net gesê het, 73.726 rand, plus 31% is mos dieselfde as 31 op 100, en is dieselfde as 0,31. 31% van elke rand wat hy meer as 300, hy gaan definitief dit betaal, plus 31% van elke bedrag wat hy meer as 353.100 verdien. Hoeveel verdien hy? Hy verdien 388.800 rand. So kyk, hoeveel is dit meer as daardie bedrag 353.100? So werk die verskil uit, want dit wat hy meer as dit kry, gaan hy 31% op belasting betaal plus daai. So, dit gaan wees ek gaan nou maar daai stapie insit. Dit gaan wees 388 minus 353.100. Oeps, iewers het ek iets verkeerd ingedruk. Daar is my foutjie. Delete. Dit is 35.700. OK, dan gaan ek sê 35.700 maal met 31%. Okay. Plus, daar is 73.726. So per jaar gaan dit wees 84.793. Maar dis nog voor enige kortings, né? Nou moet ons van die kortings gaan aftrek, so dan gaan ek sê so sy belasting is 84.793 minus sy primêre korting. Ons kyk gou hierso. Primêre korting is 16.425. Hy gaan dit afkry en omdat hy ouer as 65 is, gaan hy ook die sekondêre korting kry van R9.000. So is minus, waar is daai nou? Minus 16.425 minus die sekondêre korting van R9.000. Primêr en sekondêr. En dit gee my totaal van R59.368 per jaar wat hy dan gaan belasting moet betaal. Goed, hulle het niks vir ons inligting gegee oor enige mediese bydrae nie. Jy kan nie goed aftrek wat hulle niks vir jou oor sê nie. As hulle gesê het hy dra by tot mediese fonds, as 'n ander saak, dan kan jy nou mediese krediete sou jy dan nou kon aftrek. Maar hulle sê niks daaroor nie. Goed, dan 2.3. Nou vra hulle vir jou. Toon die berekening hoe die bedrag van 40.680 in die tweede ry van die belastingkategorie bepaal is. So hulle wil weet hoe is daai bedrag bepaal. En onthou nou net, daai bedrag word elke keer bepaal deur die maksimum van die vorige kategorie te bereken. So die maksimum van die vorige kategorie, ek vat die maksimum bedrag is 226.000 en ek sê wat is 18% van dit. Goed, so kom ons kyk gou-gou. 226.000
maal 0,18 is ons 18%. En dit gee vir my 40.680, 40.680. En so kan jy met elke kategorie dit gaan uitwerk. Jy gaan vat die maksimum bedrag by daai kategorie, dan gebruik jy hierdie formule, dan kry jy daai antwoord. Dan vat jy die maksimum bedrag van hierdie ene, gebruik daai formule, dan kry jy daai antwoord. OK. So goed. Nou kom ons by vraag 3. Dit gaan nou oor rentekoerse en so wanneer jy 'n huis koop. Alraai. Ek wil aanskryf. Kom kyk gou hierso. Die prentjie hieronder wys 'n verkoopsadvertensie vir 'n huis in Graafrenet gedurende 2021 toe die Reserwebank se prima uitleenkoers op sy laaste baie jare was en as 7% gegee. So die prima uitleenkoers was 7%. So hier praat hulle van prima plus 1. Prima. So my prima is 7%. OK. Dan sê hulle die huis het 'n moderne kombuis, binnebraai, ingeboude kaste, swembad, ligversorging en kamers en nog vele ander extras. 4 bedroom house, 1. Sê maar 1.760.000, 4 beddens, 3 storte, swembad en soos ingeboude kaste, building cupboards en soos. Goed, dan hier gee hulle vir jou hierdie maandelikse terugbetalings, dit is die faktortabel wat jy hier kan gebruik. En dan sê hulle vir jou onthou, die maandelikse terugbetalings is jou leningsbedrag gedeel deur 1000 maal met die faktor wat jy hier aflees. Nou, bepaal nou vervolgens die deposito betaalbaar. Nou gaan kyk ons hierso sê 9% deposito. So dis wat die huis kos, jy moet 9% deposito neersit. So hy lyk soos volg. Dis nog maklik sover. Deposito is die bedrag wat jy dadelik neersit en obviously gaan jy dan op daai gedeelte kan jy eers aftrek want jy gaan nie dit leen nie, dit het jy klaar betaal. Jy betaal slegs rente op dit wat jy leen. So ek gaan sê my deposito is 9%. 9% van die koopbedrag 1.760.000 en dit gaan wees 158.400 wat jy dadelik neersit, kontant neersit. Goed, dan by 3.1.2, nou vra jy wat is dis die leningsbedrag? As hierdie die bedrag is wat jy jou deposito wat jy neersit, wat is jou leningsbedrag dan? Jou leningsbedrag is dan hierdie deposito trek jy dan af. Dit wat oorbly is dan wat jy gaan leen. Die huis kos 1.760.000 minus jou deposito wat jy uitgewerk het, jy reeds betaal het. OK, die deposito wat jy daar uitgewerk het. Dan trek ek nou af van my die bedrag van die huis wat die huis kos want dit het ek klaar neergesit. Ek gaan nie op dit leen nie en ek gaan ook nie op dit rente betaal nie. So ek trek dit eers af. Dit wat dan oorbly is dan 1.601.600. Right. OK. Dan val hulle by 3.1.3 die maandelikse terugbetalings. Nou hier gee hulle vir die formule. Jy moet net al die waardes gaan instel. Daarso. Onthou, maandelikse terugbetalings is. Ek skryf hom net so neer. So maandelikse terugbetaling. Ek skryf nou redelik. Dit is jou leningsbedrag gedeel deur 1000 maal met die faktor. Goed. Nou jou leningsbedrag, dit wat ek leen, het ek mos nou hierbo uitgewerk. Hier is my leningsbedrag. Ek gaan nie met die hele 1.76 miljoen rand leen nie. Ek het mos nou klaar deposito neergesit, so ek gaan nou 'n bietjie minder leen. So dit is die bedrag wat ek gaan leen. So ek gaan sê 1.601.600 rand, right? Gedeel deur 1000 maal met die faktor. Nou die faktor moet ek gaan aflees op my faktortabel en hulle moet vir my gee. Jy hoef dit uit jou kop uit te ken nie. Hulle moet vir jou die faktortabel of iewers moet hulle daai faktor vir jou gee. Alright, so kom ons gaan kyk gou-gou. Hulle sê so die leningstermyn is 25 jaar, so jy gaan oor 25 jaar afbetaal. En die rentekoers is, hulle het gesê rentekoers is prima plus 1. Nou prima is 7%, so 7 plus 1 is dan 8%. So ons gaan kyk, hier is 8% en 25 jaar. So dit is die faktor waarmee ek gaan maal, 7,72. Alright, so ek gaan sê 7,72 is die faktor waarmee ek gaan maal. Alright.
Nou gaan ek 3.1.4. Ekskuus, ek moet seker daai antwoord net gaan uitwerk. Dit gee vir jou die maandelikse terugbetaling R12.364.35 wat jy elke maand gaan moet betaal. Alright then. Dan kyk ons na die volgende enetjie. 3.1.4. Wat is sy werklike koste van die lening? Nou, hulle sê nie van die huis nie. Hulle sê van die lening. Want jy het ons al klaar deposito betaal, maar dis nie deel van die lening. Jy het nie dit geleen nie. So net die werklike koste van die lening. So ek moet elke maand vir 25 jaar moet ek hierdie bedrag betaal. Dit sluit dit wat ek geleen het plus my rente in. So kom ons kyk gou-gou. Werklike koste van die lening. So vir 25 jaar gaan ek elke maand vir 25 jaar vir 25 jaar gaan ek elke maand van daardie 25 jaar daai bedrag betaal. So in totaal, hoeveel gaan ek betaal in die 25 jaar? Of ek nog net gou so opskryf, party van julle skryf hom dadelik, julle maal dadelik daai met mekaar. As jy daai met mekaar maal, dan sê jy dis 300 maande. So vir 300 maande gaan jy hierdie betaal en dit kom uit op 3.709.000, 709.305 rand. Dis wat jy gaan op die ouene. So jy koop 'n huis van 1.7 miljoen en jy betaal op die ouene 3.7 miljoen terug. Dis nogal skerie, nee, in elk geval. So dis wat jy in totaal gaan terugbetaal. Nou 3.1.5. Nou vra hulle vir jou. So dis die werklike koste van die lening. Nou wil jy weet wat is die totale rente wat jy dus betaal het. Okay, nou jy het hierdie bedrag geleen wat in pink is. Jy wil weet hoeveel rente het jy betaal want jy het dit in totaal terugbetaal. So kom ons kyk hoeveel rente het jy betaal. Rente is dit wat ek geleen het of dit wat ek in totaal terugbetaal het minus dit wat ek geleen het. Dit wat nog oorbly is dan alles wat rente was. Okay. So ek gaan hierdie is mos nou dit wat ek in werklikheid in totaal oor die 25 jaar betaal het. Nou. Okay. So ek gaan sê minus dit wat ek geleen het. So ek van dit wat ek geleen het gaan ek aftrek. Van hierdie. En dit kom uit op R2.107.705 wat ek alleen aan rente betaal. Goed, nou vra hulle vir jou by 3.2. Hulle sê hieronder is 'n tabel wat die verandering aan die bedrag verskuldig op die huislening hierbo oor die leningstydperk modelleer. Nadat die kopers besluit het om ekstra te leen vir die herstelwerk aan die huis, voltooi die onderstaande inligting. Vir maand 2 deur al die berekeninge waar nodig te voltooi. Onthou nou, jou openingssaldo van van hierdie maand is eintlik die eindsaldo van die vorige maand. So hierdie 1.698.209 dra ek net so oor en hy word hier geskryf. Alright? Om my rente uit te werk, ons het mos nou klaar gesê wat is die rentekoers. So ek gaan net onthou, jy moet dit daai is die rentekoers vir jaar, so en onthou ek betaal maandeliks terug, so ek moet dit deel deur 12. Ek gaan nou vir jou wys hoe werk dit. So dis prima plus 1 is 8% gedeel deur 12 wat ek dan moet gaan vat en dan gaan uitwerk op daai bedrag. So kom ons vat hom stappie vir stappie. 3.2.1 is eers net my openingssaldo. En dit is my eindsaldo vir maand 1. So dit gaan wees net, jy hoef geen berekening te doen nie, dis klaar daar vir jou gegee. R1.698.209. Dis dit. Nou, 3.2.2. Ja, so sê hulle vir jou, jy moet mos die rente gaan uitwerk. Nou, hulle het gesê dis prima, en prima is 7% plus 1. So dit gaan wees 8%. Nou, 8% is dieselfde as 8 gedeel deur 100, en dis dieselfde as 0,08. So, die bedrag, die rente, gaan dan wees, daai bedrag, maal met 8%, maar hierdie is 8% per jaar, en dit word mos nou maandeliks saamgestel, so ek gaan deel deur 12, omdat dit elke maand 'n stukkie daarvan bepaal word. So dit kom uit op R11.321.39. Dit is my rente. Ek moes dit eintlik in rooi gemaak het. Kom ons maak dit sommer in rooi. Okay, so hierdie is my rente.
Alright. Nou, so nou het ons al hierdie enetjie uitgewerk. Ons het nou die eindsaldo is my beginsaldo van die volgende maand. Die rente het ons nou net uitgewerk is R11.321,39. Nou vra hulle, wat is die saldo met rente? So hierdie was amper die moeilikste een, want hier sê hulle vir jou wat moet jy doen? Saldo, openingssaldo met die rente. So tel net hierdie twee bymekaar. OK, dit gaan vir jou daai ene se antwoord gee. So nou gaan ek sê, presies 3.2.3 saldo met rente. OK, so my eindsaldo was gewees, of my beginsaldo, skus, 1.698.209 plus my rente is R11.321,39 en dit gaan vir my gee 1.709.530,39. Daar is my rente. OK. Nou, volgende enetjie. Daar vra hulle wat jou maandelikse terugbetaling. Jy hoef dit nie te gaan uitwerk nie, want hulle het dit reeds vir jou gewys. En onthou al die maande se terugbetaling gaan presies dieselfde wees. Met onthou by enige huurkoop, kar, motor huurkoop, ja, as jy 'n motor gekoop het, as jy hierdie huislening terugbetaal, enige sulke goed, die heel laaste maand mag dalk anders lyk, want die laaste maand moet jy al die res wat jy nog skuld betaal. So miskien is dit R50 meer, miskien is dit R60 minder. So die laaste maand se enigste wat anders mag wees en kan wees. Die res gaan elke maand gaan dit daai bedrag wees tensy die rentekoers of iets nou weer verander intussen, nê. As jy wisselende rentekoers geteken het. So dan is my 3.2.4 my terugbetaling is dan R13.124. OK. Dan vra hulle vir jou oor die eindsaldo dan. Eindsaldo is jou saldo met rente, né? Minus jou terugbetaling. So saldo met rente minus so my saldo met rente. Ek gaan wat ek hier gekry het saldo met rente minus dit wat ek nou betaal het. Dis wat ek skuld in totaal. My vorige maar dis die laaste wat ek geskuld het plus die nuwe rente, né? So die laaste wat ek geskuld het, begin ek mos weer mee plus die rente is my saldo met rente. Dan betaal ek 13.124, so dan trek ek dit af. Dit wat oorbly is dan my eindsaldo, né? Okay. So nou gaan ek sê saldo met rente. Waar is ons uit? Waar gaan nou uitgewerk? Saldo met rente 1.700.000. Hierso. Hier is my terugbetaling. Dis nou daai ene. En dit gee vir my R1.696.406,39. Alright. Nou 3.3. Nou vra hulle vir jou, die Maree egpaar wil hulle eerste huis koop, gee vir hulle raad met betrekking tot die deposito en die leningstermyn. Ek gaan nou nie hele ding skryf nie, jy kan maar net vir hulle sê, probeer 'n groter deposito eerder as 'n kleiner ene gee, want hoe groter die deposito, hoe kleiner is die bedrag wat jy leen, hoe vinniger kan jy dit terugbetaal en minder as jou rente wat moet betaal. En dan as dit waar kom by die leningstermyn, probeer dit om dit oor so kort as moontlik tydperk terug te betaal, want hoewel jy miskien minder elke maand gaan betaal, as jy oor 'n langer tydperk terugbetaal, gaan jy in die totaal baie meer terugbetaal, baie meer rente betaal as jy dit oor 'n langer tydperk betaal. OK, dit is nou baie kort en eenvoudig gesê. 3.4 vra hulle ook maar net vir jou so opinievraag wat hulle sê, daar's dit gaan nou oor die stokvel. Jy wil in 'n stokvel, jy wil so graag die huis koop, so jy besluit om in 'n stokvel moontlik te belê. So jy moet nou vir die persoon vertel wat is die gevare daarvan ensovoorts. Punt 1, want hy wil die huis nou koop, né? So jy weet nie wanneer jou naam, hulle het hier so gesê, hoe werk hierdie stokvel? Daar's 20 lede. Hulle bedra elke maand R2.500 buite tot die skema. Al die lede se name word in 'n hoed gegooi en na 6 maande word 'n naam getrek en daardie persoon ontvang dan die hele saldo wat onttrek word en elke maand word 'n nuwe lid se naam getrek. Of elke 6 maande. So kyk, as daar 20 lede is,
en jy is die laaste een om te trek, en jy kry net elke 6 maande word 'n lid se naam getrek, en jy dink jy gaan 'n paar jaar wag vir daai, dan is hy huis al lankal verkoop, nê. So dis 'n kans wat jy waag, en dan is daar altyd die kans dat iemand kan kop uittrek, dat hulle nie meer bydra nie, jy dra getrou by nadat hy sy geld gekry het, nou hy op bydra. Of iemand verloor sy werk en hy kan net nie meer bydra nie, so daar's baie sulke gevare. Goed, dan kom ons nou by die laaste vraag hierso, vraag 4. Hulle sê hierso wat vir my hierso belangrik is ek wil baie dit is baie een om dit goed gaan oefen, is baie belangrik dat jy moet weet hoe om 'n formule te kan opstel. Vergelyking, skus, inkomste en uitgawes vergelyk, en dat jy weet wat's vaste uitgawes, wat's veranderlike uitgawes, watter een sny die y as, waar sny die y as, daai tipe van goed, wat kan ek aflees uit hierdie vergelyking. So Swai & Lawaai is 'n klein tuisbedryf wat swaaie uit ou rubber en buitebande vervaardig. Hulle vaste koste vir lone, huur, besigheidsheffing en so aan beloop omtrent R1000. Daar sê hulle vir jou, die vaste koste is R1000 en koste is uitgawe per maand, né? En hulle veranderlike koste, dis nog steeds uitgawes, hulle veranderlike koste is R15 vir elke swaai, R15 per swaai. En dan verkoop hulle die swaaie teen R65 elk, so dit is hulle inkomste. So voor ek nou eers verder gaan kyk na die vraag, en ek gaan eers vir julle 2 vergelykings opstel. Dit is belangrik om enige van hierdie vrae, ek kan nie eens onthou wat gevra is nie, maar om baie van hierdie vrae te kan beantwoord, het jy dit nodig. Goed. So vraag 4. Voor ons daarby kom. Okay, so my inkomste ene gaan maklik wees. Ek gaan sê my inkomste is net al maniere hoe ek geld kan inkry. Daar is net een manier. Ek verkoop swaaie, soos ek 'n swaai verkoop, kry ek geld in. Hoeveel kry ek? Ek kry R65 per swaai. So jy kan dit daar skryf maal aantal swaaie, of ek sê sommer 65x, maar dan moet jy onthou om net te skryf wat beteken x, waar x die aantal swaaie verkoop is. Okay, en nou gaan skryf ek my uitgawe vergelyking. Okay, so jy gaan definitief betaal, hier sê hulle vir jou, dit kos jou om 'n swaai te maak, die toue en alles wat jy nodig het, kos jou R15. Okay, so R15 vir elke swaai, R15 per swaai, weer eens, waar x in die geval die aantal swaaie gemaak is, geproduseer is. Okay, jy moet sê waarvoor staan x, plus, hierdie is my veranderlike koste, hier is my veranderlike inkomste. Hoekom sê ek veranderlik? Want, kom ons vat gou hier as 'n voorbeeld, as ek 2 swaaie gemaak het, gaan dit my 2 maal 15, gaan my R30 uit my sak uitjaag. As ek 10 swaaie gemaak het, kos daai 10 swaaie my 15 maal 10, R150. So hy wissel afhangende van hoeveel swaaie ek maak. Dis hoekom dit 'n veranderlike wisselende, veranderlike uitgawe is. Plus dan my vaste uitgawe. My vaste uitgawe, hier sê hulle vir my, hulle vaste koste, dit is vir lone, huur, besigheidsheffings, al hulle vaste uitgawes, is dit R1000 per maand. Dis lekker min vir 'n besigheid, maar in elk geval. Daar het ek nou my 2 vergelykings. Ek het 'n inkomste vergelyking, ek het 'n uitgawe vergelyking. Hier is my veranderlike inkomste. Hy het nie 'n vaste inkomste nie, soos 'n salaris wat hy elke maand kry nie. So ek sou kon geskryf het, ons gaan nie dit doen nie, want dit is net dom, maar kon geskryf het plus 0. So sy vaste inkomste is 0. Dan sy veranderlike uitgawes is 15x, 15 maal met die aantal swaaie, plus sy vaste uitgawe is 1000. Nou, hoekom is hierdie vir my belangrik? Okay, so hierdie is veranderlik, en hierdie goed wat julle weet, veranderlik, hierdie is ook veranderlik, hierdie is die inkomste uitgawes, veranderlik, en hierdie is vaste. Okay, hierdie vaste, en hierdie is die vaste uitgawes. Hoekom is dit belangrik? Want as ek 'n grafiek gaan trek, hierdie is mos my y-as, hierdie is my x-as, dan is dit belangrik om te onthou, ek gaan nou sommer hier, kom ons begin nou maar hierso. My inkomste, omdat hy het nie vaste uitgawe nie, hy begin by 0. Daarso, ek gaan nou net rolweg trek, is nou nie akkuraat nie. So hier is my inkomste. Okay? My uitgawes, sy vaste uitgawe is 1000. So hy begin nie by 0 soos daai ene by 0 begin nie. Hy begin hierso by 1000. En daar is hy. En dan hier waar hierdie 2 punte mekaar sny, is my hy het 'n x-waarde en hy het 'n y-waarde, né? Jy moet die x-waarde en die y-waarde bepaal. Dis my gelykbreekpunt. Onder die gelykbreekpunt sien julle hierdie boonste is mos nou my uitgawes. Hierso is my uitgawelyn. My uitgawelyn. Né? Hierdie is my inkomstelyn. So hier sien ons jene my inkomstes is hierso laer as my ek wil hy nou nie skryf nie. My inkomstes is hierso laer as my uitgawes.
My uitgawes is baie meer as my inkomste. So hierso lei ek nog 'n verlies. Maar van hier af begin my inkomste nou hoër wees as my uitgawes. So hier begin ek 'n wins toon. So dis hoekom dit belangrik is dat jy hierdie moet weet van die vaste en die veranderlike. Oefen hierdie. Jy moet asseblief weet hoe om 'n vergelyking te skryf. Kom ons kom nou by die vragies. So 4.1. Bereken totale koste vir 'n besigheid om 10 swaaye te maak. Okay? So as ek 10 swaaye maak, wat gaan my totale koste wees om 10 swaaye te kan maak? So nou gaan ek net sê my koste is gelyk aan 15 maal 10 plus R1000. Dit gaan wees R150 plus R1000. Dit gaan vir my R1150 gee. Alright. Dan vra hulle vir jou by 4.2. Emma reken dat die swaai lawaai verlies sal ly indien hulle slegs 10 swaaye maak en verkoop. Toon deur berekening of Emma se standpunt geldig is of ongeldig is. As hulle slegs 10 swaaye maak en 10 swaaye gaan verkoop. So as hulle 10 swaaye gaan maak, gaan hulle inkomste wees. En ons het reeds gesien by 10 swaaye gaan hulle uitgawes dit wees. So hulle gaan 'n verlies ly. Hoekom? Want as ek vat inkomste minus my uitgawes, dan kry ek R650 minus R1150 en dit gee vir my minus R500. So dis hoekom ek sê dis 'n verlies van R500. Okay. En dan 4.3, gebruik die gegee inligting om die volgende tabel in jou antwoordboek oor te trek. Ek gaan hom nou nie jou oortrek nie. Ek gaan sommer gou hierso op antwoord. So my totale uitgawes of koste, as ek geen swaaye gemaak het nie, 0 maal, kyk gou hierso, sê maar ek het niks swaaye gemaak nie. 0. 0 maal 15 is 0 plus 1000, ek gaan nog steeds R1000 uitgawes hê. So hier gaan nog steeds R1000 wees. As ek 10 swaai het, ons besorg R6150. So kan jy nou almal gaan uitwerk. 1300, 1375, 1750. Okay, my inkomste, as ek niks die swaaye verkoop het hierdie maand nie, dan gaan ek in elk geval niks inkry nie. As ek 10 swaaye verkoop het, dit is nou net gesê, is dit R650. 20 swaaye is dubbel dit, is R1300. Oeps, wat sien ek daar? Dan 25 swaaye is R1625. En dan 50 swaaye is R3250. Okay, wat sien ons hierso? Hier sien ek by 20 swaaye, as ek 20 swaaye verkoop, 20 swaaye maak, dan kos dit my R1300 en ek kry R1200 in. So hierdie is my gelykbreekpunt. En onthou as in eksamen as jy 'n gelykbreekpunt vra, dan moet jy altyd 'n X-waarde en 'n Y-waarde gee. So my X-waarde is nie te sê nie, maar gewoonlik as jy twyfel is gewoonlik jou boonste kolom boonste ry, so met jou X-waardes en hierdie is jou verskillende Y-waardes, né? So my gelykbreekpunt sal dan wees by X is 20, Y is 1300. Daar is jou gelykbreekpunt. Goed, en dis wat hulle vir jou vra. En dan vra hulle maar net vir jou van wanneer af, waar is daai vraag nou? O, hierso. Wat is dus die minste swaaye wat die besigheid moet verkoop om 'n enige vorm van wins te toon? So as die gelykbreekpunt by 20 swaaye is, dan beteken dit onder dit maak hy verlies en ons kan dit sien. Hier is die uitgawes meer as die inkomste, uitgawes meer as die inkomste. Hier is dit gelyk. Hier is my inkomste meer as my uitgawes. Sien jy nou het hy omgeruil. So van na 20 swaaye, so van my 21ste swaai, die minste swaaye wat ek moet verkoop voor ek wat ek moet verkoop om 'n wins te vertoon of te begin toon, is 21 swaaye. Want 20 breek jy gelyk, so by 21 begin jy 'n wins toon. En dis die som totaal van hierdie vraestel. Maklik, né? Sterkte met die eksamen en lekker leer, hoor.